Nou vriende, ons is die Here dankbaar dat ons die nuwe week weer kan begin in sy wonderlike naam, en ons is dankbaar teenoor die Here vir elkeen van u wat dan ook na hierdie oordenkings luister, en ek is dankbaar dat ek dit kan opneem en dan so kan deurstuur op die bepaalde dae sodat ons ook gevoed kan word met die waarheid van God se woord. Nou vriende, die doel van die oordenkings is dat u met die waarheid van die woord gevoed sal word, maar dat u ook op u beurt so 'n bietjie verdere ondersoek sal instel oor die bepaalde temas wat ons hanteer. Het sy deur dat u 'n bietjie skrif met skrif vergelyk of so 'n bietjie gaan nalees oor die bepaalde tema en in die konteks van die gedeelte waarin dit staan sal sien wat die Here vir ons wil kom leer. Die gebed van my hart is dat die Here se woord ons prioriteit sal wees en dat ons hulpmiddels sal gebruik om dan ook meer te leer van die Here se wonderlike woord. Nou vriende, vanmôre gaan ons bietjie praat oor die gedagte daar uit Psalm 29 vers 2, gee aan die Here die eer. En kom ek lees vir u wat daar staan, dan praat ons so 'n bietjie oor hierdie gedagte vanmôre. Daar staan in Psalm 29 vers 2, gee aan die Here die eer van sy naam, aanbid die Here in heilige sieraad. Nou vriende, ons sal sien dat hierdie psalm geskryf is deur Dawid, die koning van Israel, en dit is vir my so kosbaar dat die koning van Israel, Dawid, besef dat daar een groter as hy is, aan wie hy die eer en aan wie hy die lof en aan wie hy die dank en aanbidding van sy hart moet bring. U sien, ons almal sit met bedrieglike harte. Ons lees dat dit een van die eerste sondes is wat gepleeg was, is wat toe die duiwel in hoogmoed opgestaan het teenoor die Here en die plek van die Here wou inneem. Ons sien van Genesis, die 3de hoofstuk af, dwars deur die Bybel, is die mens geplaag met die sonde van hoogmoed, om meer van onsself te dink as ons behoort te dink, om baie keer die eer vir sekere goed vir onsself te vat, in plaas van om die eer vir die Here te gee. Ons almal loop die gevaar, en daarom belangrik dat ons vanmôre sal kyk oor waarom ons dan ook die eer aan die Here moet gee, en waarom ons ook hierdie kosbare verlosser moet verheerlik. Daar in Psalm 29 vers 1, ek gaan net vir u lees wat Dawid daar skryf. Hy sê, gee aan die Here, o hemelinge, gee aan die Here eer en sterkte. Gee aan die Here die eer van sy naam, aanbid die Here in heilige sieraad. En ek het daaroor gedink, vriende, wat is daaroor waar ons die Here kan eer, of wat is daarvoor dat ons die Here kan eer? En ek dink daar is baie dinge wat ek vinnig kan aandink, maar in die eerste plek kan ons die Here eer vir wie hy is. En ek dink dit is nodig dat ons as skepsele weer opnuut sal besef wie die Here is. Vriende, ons is klei, hy is pottebakker. Ons is die skepsel van die Skepper. Hy is die een wat vir ons lewe gee, wat vir ons asem gee, wat ons lewe onderhou. Hy is die een wat hierdie wêreld regeer deur die krag van sy woord. Hy is die een wat alles beskik en bepaal. Hy is die een wat alles in 'n rigting sal stuur, sodat sy finale oordeel sal plaasvind en hy sy nuwe hemel en nuwe aarde kom vestig. Daarom het ons nodig om meer te dink oor die Here en om eer te gee vir die feit dat hy die skepper en die onderhouer van sy heelal is. Maar ons sien ook verder, ons kan die Here eer, vriende, vir ons redding. Onthou, redding is nie iets wat u en ek geïnisieer het nie. Dis God wat van ewigheid af bepaal en beskik het om in sy seun Jesus Christus vir hom 'n nakroos te roep en te kies en te red. En as u vanmôre 'n kind van die Here is wat uitgeroep het om genade, dan het u nodig om eer te bring aan God, want hy is die redder van jou siel. Niemand van ons bid en ons sê, Here, dankie dat ek so wonderlik was, dat ek u gekies het en dat ek hierdie waarheid gesnap het nie. Ons almal buig en ons sê, Here, dankie vir u onuitspreeklike genade oor my lewe, wat my sondige hart kom wys het, vir my geestelike lewe kom bring het, sodat ek gered kan word. Waarvoor kan ons die Here nog eer en waarvoor kan ons dank bring op sy naam? En dan kan ek ook vir u sê in die tweede plek heiligmaking. Die feit dat jy nog tot vanmôre toe die Here dien, is iets waarvoor jy die Here kan eer. Want hy wat 'n goeie werk in ons begin het, Filippense 1 vers 6, hy sal hierdie werk volëindig. Ek wil jou vra, gee jy nog die eer en die lof en die dank aan die Here, dat jy nou al vir 5 en vir 10 en vir 15 jaar staande bly? Dis nie jou krag nie, dis nie jou insette nie, dis nie noodwendig omdat jy die Bybel lees nie, maar dis omdat God dit in jou werk, sodat jy hom kan eer as die gewer van alle goeie gawes. Waarvoor kan ons die Here nog eer? Ons kan die Here eer vir ons suksesse. Vriende, dank die Here as jy vanmôre 'n suksesvolle besigheidsman is. Dank die Here as jy miskien vanmôre suksesvol is in jou uitvoer van jou dagtake, as jy die wysheid en die insig van die Here ontvang het om 'n sekere posisie te beklee. Dank hom daarvoor. Dank die Here vir die voorspoed wat jy beleef, vir die maandelikse inkomste wat jy inbring, vir die feit dat jy jou gesin kan versorg en kan onderhou. Dis nie gegewes hierdie nie. Dis nie goed wat ons maar net van selfsprekend kan aanvaar nie. Dis nie iets wat ons uit ons eie inisiatief na vore kan bring nie. Die Here sê vir ons baie duidelik dat hy die een is wat in ons harte hierdie wysheid uitgiet en stort, sodat ons ook ons dagtaak kan vervul.
Dit is vir my so interessant dat dit eie aan die wêreldling is om vir homself eer te vat. Om te sê, Here, dankie dat ek, en ons dink aan die gebed van die fariseer en die tollenaar, Here, dankie dat ek so wonderlik is, en dankie dat ek sekere dinge doen, en dankie dat U my raak sien, omdat ek sekere goed dan behaal het in my lewe. Mag ons gesindheid eerder wees as die van die tollenaar wat sê, Here, ek is niks, ek is absoluut eenvoudig, Here, en ek kom verneder my onder die kragtige hand van God, sodat ek U kan verhoog en verheerlik op die regte tyd. Ag vriende, as ons dink aan koning Dawid, dan sien ons hierdie gesindheid van hierdie koning, dat hy gesê het, gee aan die Here die eer van sy naam. Aanbid die Here. Waarvoor kan ons die Here nog aanbid? Ons kan die Here aanbid vir die gemeente waarin ons is. Baie keer dink mense, om kerk toe te gaan is maar net nog een van my geestelike deugdes en van die verantwoordelikhede wat ek moet afhandel. En ek wil vir u sê, dis verreweg nie so nie. Om deel van 'n gemeente te wees is 'n Godgegewe voorreg waarvoor ons die Here moet eer. Die Here het sy lewe aan die kruis gegee vir sy kerk, vir sy gemeente, waarvan u en ek dan as individue deel uitmaak. Daarom moet ons die Here eer vir 'n gemeente, ons moet hom eer vir 'n plek van aanbidding, ons moet hom eer vir ander broers en susters in die Here, ons moet hom dank en lof en eer bring vir die feit dat hy ons uitgeroep het uit hierdie wêreld en ons saamvoeg in 'n gemeenskap van heiliges om hom te verheerlik en eer te bring op sy naam. Wat 'n geweldige bemoediging is dit net nie, wanneer 'n mens Sondag saam met ander kinders van die Here saamkom en lofliedere sing tot eer van die Here, die lees van die woord en die gesamentlike aanhoor van die woord en daarna die heerlike kuier en bietjie deel met mekaar uit die woord en ons ervaring en ons wedervarings en ons belewennisse in hierdie krom en verdraaide geslag. En hoe geweldig bemoedig gaan ons huis toe om dan ook die week weer tegemoet te gaan in die naam van die Here. Vriende, ons kan die Here eer as jy vanmôre 'n man of 'n vrou het en hulle lewe nog en daar is gesondheid in julle huis. Eer God daarvoor. Dis nie iets wat jy doen omdat jy nou by 'n gimnasium aangesluit het en oefen en 'n bepaalde dieet volg dat jy gesond is en dat jy 'n vrou het wat nog lewe of 'n man het wat nog lewe nie. Nee, ja, al hierdie goed is bydraende faktore wat die Here in ons lewe en ons hart werk, maar dank die Here as jou vrou nog lewe, as jou man nog lewe. Hoe dikwels hoor ons van mense wat in die 30 en vroeg 40's is wat gesterf het en dood is aan kanker of een of ander siekte en daardie vrou is nog relatief jonk en haar man is dood of die man is jonk en sy vrou is dood en ons neem nie altyd die tyd om die Here te eer vir die vrou wat hy ons gegee het, vir die man wat hy ons gegee het, vir ons kinders wat nog lewe is of in die lewe is en gesond is nie. Dis nodig om die Here te eer vir elke detail van jou en my lewe. Wanneer laas jy die Here geëer vir die son wat skyn en vir die wind wat waai en vir die reën wat op sy bepaalde tyd kom? Ag, die gedagte van vanmôre is dat ons sal begin by God, sy grootheid, sy heiligheid, sy heerlikheid en hoe hy deur engele aanbid word en dan hom ook raak te sien in elke situasie van my lewe, van my redding, dwars deur my heiligmaking, die suksesse wat ek bereik, die voorspoed wat ek beleef, die gemeente waarin ek is, die geliefdes wat ek het, wat nog lewe en ag vriende, die laaste een wat ek miskien wil noem en u kan die lysie baie langer maak as u wil. Gee eer aan die Here dat jy ook die voorreg het om vir hom 'n getuie te wees. Ja, vriende, dit is nodig om die Here te eer dat hy jou gekies het, dat hy jou geroep het om jou te gebruik om sy ewige koninkryk uit te brei. Het jy al daaraan gedink dat die Here engele kon kies? Die Here kon klippe laat praat, die Here kon diere laat praat om dan ook sy lof te verkondig. En wie kies hy? Hy kies die mens, die kroon van sy skepping, die een wat hom dikwels die meeste teleurstel. Roep hy en hy kies en hy sit hulle een kant en hy sê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Wanneer laas jy die Here geëer dat ek en jy die voorreg het om hom te ken, maar ook om 'n getuie vir hom te wees. Daar is groot nood in hierdie wêreld. Mense wil nie altyd die evangelie hoor nie, ek stem saam. Ons is gevul met natuurlike vrees om met mense te praat oor die Here. Waarom? Want ons te vyand wat ons teëstaan. Maar ek vra dat u ook sal besef, dis 'n eer en 'n voorreg wat ons het om die Here te verheerlik en gee eer aan sy naam, dat hy jou in staat stel daartoe. Ja vriende, aanbid die Here in heilige sieraad. Deur jou lewe van heiligheid, bring jy eer op sy naam en kan jy getuie wees vir hom. Dis die kort oordeenking van vanmôre en die gedagte waarmee ek u wil aanmoedig, dat u nog sekere aspekte van u lewe sal vind om die Here in te eer. En ja vriende, om eer en lof en dank aan hom te bring. Want hy is lofwaardig, so lofwaardig, en ons kan hom verheerlik. Wat 'n wonderlike voorreg om hom ons koning te kan noem en die een wat gaan kom om ons te kom haal. Mag die Here my en jou getrou vind, mag hy ons vind in 'n gesindheid van ootmoed, en ek sluit af met die baie mooi woorde
wat daar in 1 Petrus die 5de hoofstuk na vore kom. Daar staan, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Is dit nie mooi nie? Kom ons bring eer aan die Here, dat hy in beheer is, dat hy skepper is, dat hy onderhouer is. Kom ons verneder ons met blymoedigheid onder sy kragtige hand. Op die regte tyd sal hy ons verhoog, indien nodig, en in 'n bepaalde situasie. En dan werp al jou bekommernis op hom, want hy, vriende, sorg vir jou. Hy sorg vir my. En as hy vir ons sorg, het ons nodig om niks te vrees nie. Mag die Here ons groot genade gee, mag ons wysheid gee en 'n nederige hart om hom te verheerlik. Mooi dag vir u verder te raak.